Hier is 'n paar punte wat John Owen oor die kinderdoop geskryf het. Dit is baie goeie punte wat hy sê, maar hy het by ander plekke ook nog baie meer oor dit gesê. Kyk, kom ons begin met die stuk. Die vraag is nie of belydende gelowiges, Jode of heidene, wat nie as kinders gedoop behoort te word nie, want dit word deur almal bely. Dit is ook nie of by sulke persone die belydenis van reddende geloof en bekering nie voor die doop behoort te gaan nie. Hiervoor pleit ons verder as wat die algemene praktyk is van diegene wat ons teestaan. Daarom is getuienis wat uit outeurs, oud of modern, gebruik word om volwasse doop te bevestig teen die leerstelling van die kinderdoop, blote strydvrae, wat glad nie tot hierdie saak behoort nie. En so word alle argumente vir die bewys van volwasse doop uit die skrif voortgebring teen die kinderdoop, wat glad nie 'n geldige argument is nie. Die vraag is nie of alle babas gedoop moet word of nie, want volgens die wil van God mag sommige nie gedoop word nie, soos diegene wie se ouers vreemdeling van die verbond is. Maar daarom sal dit volg dat sommige gedoop moet word, aangesien 'n uitsondering beide reël en reg bevestig. Die vraag gaan net oor die kinders of babasaad van belydende gelowiges wat gedoop moet word. Eerstens, hulle deur wie dit ontken word, kan geen getuienis vanuit die skrif lewer, waarin hulle ontkenning formeel of in terme ingesluit is nie, dat die verbond met die belydende ouers nie ook met hulle kinders is nie, maar hulle wat die kinderdoop teenstaan, lewer noodwendig getuienis dat die baba van belydende ouers nie in dieselfde verbond as hulle ouers staan nie. Tweedens, kan geen voorbeeld uit die Ou of die Nuwe Testament sedert die dae van Abraham gegee word nie. Geen uit die goedgekeurde praktyk van die primitiewe kerk van enige persoon of persone gebore uit belydende gelowige ouers wat self deelgenote gemaak is van die aanvanklike seël van die verbond nie. Want toe in die kinderjare was en bedoel was om opgevoed te word in die kennis van God, wat nie saam met hulle deel gehad het aan dieselfde teken en seël van die verbond nie. Derdens, 'n geestelike voorreg wat eenmaal deur God aan enige iemand gegee is, kan nie verander, ontkrag of opgehef word nie, sonder 'n spesiale goddelike herroeping daarvan of die vervanging van 'n groter voorreg en genade in die plek daarvan. Wie sal dit wat God saamgevoeg het vernietig? Wat God bymekaar gevoeg het, mag niemand skei nie. Om enige toekenning van voorreg wat God aan sy kerk gemaak is af te skaf, om weg te neem, sonder sy uitdruklike herroeping daarvan, is om sy soewereine gesag te ontken. Om te sê, 'n voorreg wat so verleen is, kan herroep word, selfs deur God self, sonder die vervanging van 'n groter voorreg en genade in die plek daarvan, is in stryd met die goedheid van God, sy liefde en sy sorg vir sy kerk, en strydig met sy voortdurende gang wat voortvloeiend is, wat God bepaal het voor die grondlegging van die wêreld, waarin God bepaal het om voort te gaan met die uitbreiding en vermeerdering van sy voorregte tot by die koms van Christus, en om voor te gee hierdie voorreg onder die evangelie, veral soos deur die wat kinderdoop verwerp, veronderstel is in stryd met al God se belofte en die eer van Christus en menigte uitdrukkings, getuienis van die skrif. So was dit met die voorregte van die tempel en die aanbidding daarvan wat aan die Jode verleen is. Hulle kon nie weggeneem word sonder 'n uitdruklike herroeping en die vervanging van 'n meer glorielyke geestelike tempel en aanbidding in hul plek. Maar nou is die geestelike voorreg van die reg op die deelname van die aanvanklike seël van die verbond deur God aan die babasaad van Abraham verleen, Genesis 17 vers 10 en 12. Hierdie toekenning moet dus vir ewig vasstaan, tensy mens kan bewys of voortbring 'n uitdruklike herroeping daarvan deur God self,
wat niemand direk of indirek in terme van of enige voorwendsel van gevolg kan doen nie. 'n Geval van 'n groter voorreg of genade wat aan hulle verleen is in die plek daarvan, kan in teenstanders van die kinderdoop nie een keer voortbring nie, maar die saad van gelowiges laat hulle in dieselfde lot en toestand val as die van heidene en ongelowiges. Nou hoor hierso, as jy nie jou kind wil laat doop nie, as jy 'n gelowige ouer is nie, dan sê jy jou kind is in dieselfde lot as die heidene en ongelowige babes. Kom ons gaan terug na die stuk. Al hierdie stryd is dus om die kinderdoop van gelowiges te ontneem van 'n voorreg wat eenmaal deur God aan hulle verleen is, wat nooit herroep is nie, wat die inhoud daarvan betref en niks in sy plek toegewys nie, wat in stryd is met die goedheid, liefde en verbond van God. Dit is veral neerhalend vir die eer van Jesus Christus en die evangelie. Ten vierde, die wat die woord het die reg op die teken daarvan, of die wat deel het aan die genade van die doop, het 'n reg op die administrasie daarvan, soos in Handelinge 10 vers 47. Maar die kinders van gelowiges is almal in staat tot die genade wat in die doop aangedui word, en sommige van hulle het beslis deel daaraan, naamlik die wat in hulle kinderjare sterwe, al is dit wat net van belydenis gesê kan word. Daarom mag hulle en behoort hulle gedoop te word. Vir babas is gemaak vir en is in staat tot ewige heerlikheid of ellende, en moet ter sterwende babas vir ewig in een van hierdie boedels val. Alle babas word in 'n toestand van sonde gebore, waarin hulle geestelik dood is en onder die vloek is. Tensy hulle wedergebore word, moet hulle almal onvermydelik vergaan. Johannes 3 vers 3. Hulle wedergeboorte is die genade waarvan die doop 'n teken, 'n seël is. Wat dit ook al is, daar behoort die doop bedien te word. Ten vyfde, nadat God die doop aangestel het as die teken en seël van die wedergeboorte, aan wie hy dit ontken hy die genade, die wedergeboorte, wat daardeur aangedui word. Waarom is dit die wil van God dat ongelowiges en onboetvaardige sondaars nie gedoop moet word nie? Dit is omdat God nie aan hulle die genade gee nie, hy nie die teken aan hulle sal gee nie. As God dus die teken aan die babasaad van gelowiges ontken, moet dit wees omdat God hulle die genade daarvan ontken, en dan moet al die kinders van gelowige ouers wat in hulle babajare sterf, sonder hoop vir ewig verdoem word. Ek sê nie dat almal so moet wees wat nie gedoop is nie, maar almal moet so wees wie God nie sou gedoop het nie. Maar dit is in stryd met die goedheid en liefde van God, die aard en die belofte van die verbond, die getuienis van Christus, wat hulle tot die koninkryk van God reken, die geloof van godvrugtige ouers en die geloof van die kerk in alle eeue. Dit volg dus onvermydelik dat babas wat in hulle kinderjare sterf, die genade van die wedergeboorte het en gevolglik net so goeie reg op die doop as die gelowige self. Sestens, alle kinders in hul babajare word gereken tot die verbond van hulle ouers, kragtens die wet van hul skepping, want hulle is almal in staat gemaak tot ewige beloning en strawwe, soos verklaar is, maar in hulle eie persoon is hulle nie in staat om goed of kwaad te doen nie. Dit is dus in stryd met die geregtigheid van God en die wet van die skepping van die mensdom, waarin baie sterf voordat hulle tussen hulle regter en hulle linkerhand kan onderskei, om met babas op enige ander manier te handel as in en volgens die verbond van hulle ouers, en dat hy so doen. Daarom redeneer ek, diegene wat op grond van God se aanwysing en kragtens die wet van hulle skepping in die verbond van hul ouers ingesluit is en moet word, het dieselfde reg met hulle op die voorregte van daardie verbond, sonder uitdruklike uitsondering. Hierdie reg is dit
in die mag van niemand om hulle te ontneem nie, tensy hulle die wet van hul skepping kan verander. So is dit met die kinders van gelowiges met betrekking tot die verbond van hulle ouers, waarvandaan alleen gesê word dat hulle heilig is. 1 Korintiërs 7 vers 14. Sewende, Christus is die boodskapper van die verbond. Maleagi 3 vers 1. Dit wil sê, van die verbond van God wat met Abraham gesluit is, en hy wat die bedienaar van die besnydenis ter wille van die waarheid van God, om die beloftes te bevestig wat aan die voorvaders gemaak is. Romeine 15 vers 8. Hierdie verbond was dat hy 'n God vir Abraham en vir sy nageslag sou wees. As dit dan nie so is onder die Nuwe Testament nie, dan was Christus nie 'n getroue boodskapper nie en het ook nie die waarheid van God in sy beloftes bevestig nie. Hierdie argument alleen sal die gewig van die hele saak teen hulle besware dra. Kinders, babas, is steeds in dieselfde verbond met hulle ouers, of die waarheid van die belofte van God aan die vaders is nie deur Christus bevestig nie. Die reg op die verbond en belang in sy beloftes wat dit ook al is, gee reg op die administrasie van sy aanvanklike seël. Dit wil sê, op die doop, soos Petrus uitdruklik verklaar, in Handelinge 2 vers 38 en 39. Daarom, die reg van die baba saad van gelowiges te doop, as die aanvanklike seël van die verbond, staan op die fondament van die getrouheid van Christus as boodskapper van die verbond en dienaar van God vir die bevestiging van die waarheid van sy beloftes. Kortliks, 'n deelname aan die seël van die verbond is 'n geestelike seën. Hierdie is die saad van gelowiges eens plegtelik deur God self belê. Hierdie voorreg het hy nêrens teruggetrek nie, al het hy die uiterlike teken verander. Hy het ook nie aan ons kinders enige ander voorreg of barmhartigheid in die plek daarvan geskenk nie. Nou onder die evangelie nie, waar alle genade en voorregte tot die uiterste uitgebrei is. Sy verbondsbelofte aangaande hulle wat vermenigvuldig word, is deur Christus as 'n ware boodskapper en bedienaar bevestig. Christus gee die genade van die wedergeboorte aan baie van hulle, veral die wat in hul kinderjare sterwe. Daarom besit kinders die belofte om aan sy koninkryk te behoort. Ag, hulle as disippels stel huishoudings aan en daarom ook gedoop te word. En wie sou nou opstaan en die water van hulle weier? Hierdie argument kan dus verder uitgeklaar en verder verbeter word. Christus is die boodskapper van die verbond, Maleagi 3 vers 1. Dit wil sê, die verbond van God met Abraham, Genesis 17 vers 7. Vir daardie verbond was met en tot Christus mystiek, Galasiërs 3 vers 16. En Christus was die boodskapper van geen verbond behalwe dit wat met homself en sy lede gesluit is nie. Hy is gestuur en was God se boodskapper om die verbond en eed wat met Abraham gemaak is na te kom en te volbring. Lukas 1 vers 72 en 73. Die einde van sy boodskap en van sy koms was dat diegene na wie hy gestuur is, geseën sou word met die getroue Abraham, of dat die seun van Abraham wat in die verbond beloof is, oor hulle sou kom. Om dit te ontken, vernietig die hele verhouding tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, die waarheid van God in sy beloftes en al die eienskappe van die genadeverbond, genoem in 2 Samuel 23 vers 5. Dit was nie die verbond van werke nie, nie oorspronklik nie, in wese, nie die verbond in sy regsministrasie nie, maar Christus het dit opgehef, want Christus het daardie verbond bevestig en verseël, waarvan hy die boodskapper was. Ja, hy was die boodskapper van die genadeverbond, Christus. En hy het dit bevestig toe hy gekom het. Kom ons gaan aan terug na die stuk. Laat dit genoem word watter verbond hy die boodskapper was, indien nie hierdie nie,
Sommige byvoegings van tydelike beloftes verander nie in die minste die aard van die verbond nie. Hierin wat Christus die bedienaar van die besnydenis terwille van die waarheid van God, om die beloftes te bevestig wat aan die vadere gemaak is, Romeine 15 vers 8. Dit is onteenseglik die verbond wat met Abraham gesluit is, vergroot en verduidelik deur volgende beloftes. Hierdie verbond dat God 'n God vir Abraham en vir sy nageslag sou wees, wat God self verduidelik as sy babasaad, Genesis 17 vers 12. Dit wil sê, die babasaad van elkeen van sy nageslag, wat daardie verbond sou vashou en verkondig soos Abraham gedoen het, en nie anders nie. Dit het die hele kerk plegtig vir hulle self en hul nageslag gedoen, daar waarop die verbond bevestig en aan almal verseël is. En elkeen was verplig om dieselfde in sy eie persoon te doen, wat as hy dit nie doen nie, hy uit die gemeente uitgesny sou word, waardeur hy alle voorregte vir homself en sy nageslag verbeur het. Die verbond is dus nie in sy administrasie aan die vleeslike saad van Abraham as sodanig toegestaan nie, maar aan sy verbondsaad, diegene wat dit aangaande het en by die voorwaardes daarvan gestaan het. En die belofte wat aan die vaderes gemaak is, wat was dat hulle babasaad, hulle oogies, hulle nageslag, 'n gelyke aandeel in die verbond met hulle sou hê, Jesaja 22 vers 24 en Jesaja 44 vers 3 en Jesaja 61 vers 9. Hulle is die nageslag van die geseëndes van die Here en hulle nageslag saam met hulle, nie alleen hulself nie, wat die gelowiges belyde saad is van diegene wat deur die Here geseën is, deur 'n deelname aan die verbond, maar ook hulle nageslag, hulle knoppe, hulle teerkindertjies is in dieselfde verbond met hulle. Ja, hier sê hy, dis nie net die ouers wat in die verbond is nie, maar hulle klein kindertjies, hulle babaatjies wat nog nie vir hulle self kon praat nie, is self in dieselfde verbond as hulle gereken, en dieselfde, soos ons weet, ons word nie deur ons eie belydenis gered nie, ons word nie deur ons eie werke gered nie, ons word deur Christus se genade en God wat uitverkiesing gedoen het voor die grondlegging van die aarde, is absoluut uit God, die genade is uit God uit, en dis hoekom ons babatjies van gelowige ouers in die verbond, nie wat hulle eendag bely, of wat hulle sê, of hulle nou besluit nie, maar dit is God se genade, en die doop is 'n teken, net soos die besnydenis 'n teken was, van God se genade verbond, met ons, en ja, en om dit te weier van jou kinders, is om hulle 'n groot voorreg, hulle uit daai genade verbond te weier, al word jy nie gered deur die doop nie, dis nie te sê, soos die Romeinse kerk, as jy nie gedoop is nie, is jy verlore, maar dit is 'n teken van die genade van God. Ek gaan terug na die stuk, om dus te ontken, dat die kinders van gelowiges, belydende ouers, wat God se verbond betuig het, soos die kerk van Israel gedoen het, nie dieselfde reg en belange as hulle ouers in die verbond het nie, is duidelik om die getrouheid van Christus in die uitoefening van sy ampt te ontken. Dit mag dalk gesê word, dat alhoewel kinders 'n reg op die verbond het, of daaraan behoort, tog het hulle geen reg op die aanvanklike seël daarvan nie. Dit sal nie geldig wees nie, vir as hulle enigstens belang daarin het, is dit ook in genade, ook in die administrasie daarvan. As hulle eersgenoemde het, het hulle ook die laasgenoemde, soos te enige tyd bewys sal word. As hulle nie een het nie, het hulle geen belang in die ander nie. Dan is die waarheid van die beloftes van God aan die Vader is nie deur God Christus bevestig nie, dat aan wie die verbond of belofte behoort, aan hulle behoort die administrasie van die aanvanklike seël daarvan, wat uitdruklik deur die apostels verklaar in Handelinge 2 vers 38 en 39, wees hulle wie hulle wil. Die waarheid van God is 'n belofte waar word nie bevestig as die teken en seël daarvan ontken word nie, want dit waarop hulle geglo het, dat God in God is vir hulle saad, sowel as vir hulle self, was dit, dat hy die teken van die verbond
aan hulle saad, sowel as aan hulle self gegee het. As dit deur Christus weggeneem word, word hulle geloof omvergewerp en word die belofte self nie bevestig nie, maar verswak met betrekking tot die deug wat dit het om geloof en gehoorsaamheid te wek. Agstens, besondere getuienis kan gepleit en bevestig word, indien nodig, en praktyk van primitiewe kerk